Ek gaan vanmôre aan iets raak. En ek dink dit het tyd geword in hierdie kerk om dit aan te raak. Want die prys wat hy betaal het, is so groot, dat ons nie die waarheid kan verdoesel nie. Ons moet die waarheid praat. En soos ek verlede week gesê het, die Here sê vir Adam en Eva, maar die duiwel kom en hy vra, het die Here dit gesê? En hy betaal 'n prys, en hy vat hulle uit die boom van kennis van goed en kwaad se teenwoordigheid uit weg. En hy maak die boom van die lewe toe. En weet jy, toe betaal hy 'n prys daarvoor. En tot vandag toe lewe ons van die boom van kennis van goed en kwaad. Tot vandag toe kies ons die boom van kennis van goed en kwaad, voordat ons die boom van lewe kies. God het gesê, en jy weet, ons ken almal, dat toe hy die apostels roep, en omdat die Joodse volk Christus nie as Messias aanvaar het nie, moes die 11 apostels, en later aan die 12de een wat gekom het, moes hulle hele roeping daaraan bestee, om vir die Joodse volk te wys, dat hulle Messias het gekom. Maar wat van die heidene? En dis hoekom hy Paulus geroep het. Dis hoekom hy vir Paulus in die lewe ingeroep het, en met 'n spesifieke doel Paulus geroep het. En ek wil hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak in die boek van Kolossense, hoofstuk 1, en ons gaan vers 25 en vers 26 lees. En ek wil hê reg van die begin af, luister wat die woord sê. Alright? Luister wat die woord sê. Bly maar, is reg, ek wag vir jou. Kolossense hoofstuk 1, vers 25 en vers 26. Kolossense hoofstuk 1, vers 25 en vers 26. En luister mooi wat Paulus sê, hoekom hy in die lewe ingeroep is. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is, in julle belang, om die woord van God te vervul. Naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Met ander woorde, Paulus is spesifiek in die lewe geroep vir a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Met ander woorde, vir die heidene gegee het, om die woord van God sy volle klimaks te laat bereik. Duidelik uitgespel het, even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Dit wil vir my sê, net soos wat God vir Adam en Eva in die tuin direk gesê het, roep God vir Paulus om vir my en vir jou direk te sê wat God aan ons wil openbaar. Met ander woorde, as Paulus vir ons iets sê, dan moet ons kennis neem, want dit is so goed asof die stem van God deur Paulus se lewe praat, totdat hy geopenbaar het wat in die hart van God is. Met ander woorde, as Paulus vir ons iets sê, dan kan ek maar aanvaar dat God het vir Paulus gesê om vir my te sê. Kan ek dit weer sê? As God vir Paulus iets gesê het, dan kan ek aanvaar dat God het gesê wat God vir my wou sê deur die mond van Paulus. Ander woorde, as Paulus praat, dan kan ek sê God het gesê. En daarom is dit so belangrik dat ons moet luister na wat die dimensie is wat Paulus vir ons wil oopmaak. Jy weet, die voorbeeld van Adam en Eva, wat eerder na die duiwel wou luister, as na God wou luister, staan vandag nog steeds. Mense luister eerder
na wat ander mense sê, as wat die woord van God sê. En omdat ons nie by die boom van lewe uitkom in die volle sin van die woord nie, word ons mislei deur wat mense sê en nie wat die Gees van God sê nie. En dit staan vandag nog net so. Daar is soveel waarhede in die woord van God, wat God deur die mond van Paulus en later aan Petrus en later aan ook die ander apostels uitgespel het, in detail. Maar ons luister eerder na wat die boom van kennis van goed en kwaad sê. En weet jy, dit is vir die opstanding van die Here Jesus die grootste klap in sy gesig. Want hy het opgestaan om uit die weg uit te ruim, wat vir my en jou struikelblokke was. Nou as ek vanmôre na die boek van Efesiërs toe gaan, blaai saam met my. Ek wil vanmôre hierdie stelling maak. I want to make this statement. Daar's 'n dimensie wat God deur Paulus geopenbaar het. Daar's 'n dimensie wat God deur die mond van Paulus geopenbaar het, wat ons te bang is om vooraan te raak. Ons is te bang om daarna toe te beweeg. En weet jy, as jy daai dimensie nie wil inbeweeg nie, kan jy nie hoor wat God sê nie. Paulus is geroep om 'n dimensie bekend te maak, waarvoor die kinders van God te bang is om te betree. En as jy dit nie betree nie, sal jy nooit hoor wat God sê nie, want hy het dit juist bekend gemaak, sodat ek en jy toegang het, tot daardie dimensie, en te kan hoor wat God dan direk met my en jou praat. Maar die kerk van die Here Jesus is te bang om daai dimensie te betree. Efesiërs hoofstuk 2 vers 5 en 6. Hy sê ook, toe ons dood was, alright? Ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle geroep. Ook toe ons dood was, lewend gemaak. Toe ons dood was, het hy ons lewend gemaak. Ook toe ons dood was, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle geroep, en saam opgewek, en saam laat sit. Ek wil hê moet neem kennis van wat hy daar sê. Ook toe ons dood was, lewend gemaak, saam met Christus en saam opgewek. Alright? Dit kon net plaasvind. Luister vanmôre, toe God die boom van die lewe weer oopgemaak het. Toe God die boom van die lewe weer oopgemaak het. Maar die boom van kennis van goed en kwaad staan nog steeds. Toe hy die boom van lewe oopmaak, toe sê hy, toe jy dood was, het ek jou lewend gemaak. En ek het jou saam met my opgewek. Die probleem is, ons bou ons godsdiens om 'n dooie mens. Help my vanmôre asseblief, Heilige Gees, ons bou ons godsdiens en ons bou ons verhouding om 'n dooie mens. As die mens van die vlees doodgemaak het, daar's mos twee mense. Daar's 'n vleesmens en daar's 'n geesmens.
Nou as daai vleesmens doodgemaak is, en ons bou ons hele lewe om die vleesmens, wat gaan ons bereik? Hoor vanmôre wat ek sê, asseblief, hoor vanmôre, en julle wat dood was deur die misdade, het hy lewend gemaak. Weet jy wat is die grootste probleem? Sien jy hierdie ding? Sien jy hierdie ding? Sien jy hierdie ding? Dis 'n paaseier. Mense bou hulle godsdiens om paaseiers. Mense bou hulle godsdiens om paaseiers. Hulle probeer, ekskuus, ek gaan nou uit die kamer uitstap. Hulle probeer die man van vlees tevrede kry, om die man van gees lewendig te kry. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Die mense is vasgevang in die boom van kennis, van goed en kwaad, en die lewe van God word geneutraliseer met wat mense glo. Het God gesê, ek het jou lewendig gemaak? Het God gesê, ek het jou lewendig gemaak? Wat soek jy by die dooie mens se werke? Daar's net een God, die Vader van wie almal, deur wie almal en oor almal is. Daar is nie 'n afgod vir die man wat lewe in God nie. Die enigste afgod is die mens wat die man in die dood aanbid. Het ek my nou mooi duidelik gemaak? As jy die man van die vlees aanbid, moenie paaseiers eet nie, jy gaan hel toe. Maar as jy die man van die gees aanbid, is die lewe van God in jou. En is daar net een lewe, en dis die lewe van die opgewekte Here Jesus, waarvan ek en jy deel gekry het. Paulus se roeping was vir dit. Verligte oë van die verstand. The eyes of your understanding be enlightened, that you might know what is the hope of his calling. Die verligte oë van die verstand, sodat jy kan weet wat is die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. The eyes of your understanding. Kan jy sien, Paulus is geroep om jou attent te maak, dat jy 'n verhouding met God moet hê, sodat jy vernuwe kan word in die gees van jou gemoed. Dis nie God se werk nie, dis jou werk. Jy moet vernuwe word in die gees van jou gemoed. En hier's die wegspringplek. Ek sê, hier's die wegspringplek in Jesus naam. As jy hierdie wegspringplek goed het, kan die gees van God, wat in jou is, vir jou sekere dinge oopmaak, sodat jy jou nie met nonsens besig hou nie. Laat ek net so 'n bietjie kalm raak. Here, ek het gekom om hierdie ding kalm oor te dra. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, and what is the exceeding greatness of his power to us words who believe, according to the working of his mighty power, wat gedoen het, which he wrought, wat hy in Christus gewerk het, toe hy hom uit die dood uit opgewek het, en hom laat sit het, aan sy regterhand, in hemelse plekke. Dieselfde krag, Vader, dieselfde krag wat die dooie Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat jou dooie mens opgewek het. Dieselfde krag. En Paulus sê, luister na wat God sê. As hy Jesus uit die dood uit opgewek het, en hom as 'n oorwinnaar oor die vlees daar gesit het, en hy jou opgewek het uit die dode, en jou as 'n oorwinnaar oor die vlees daar geplaas
geplaas het. Wat die duiwel soek jy in die werke van die vlees? Jy is hier saam met Christus opgewek. En hy het jou saam met hom in 'n posisie geplaas bo die werke van die vlees. Luister, as die werke van die vlees enige mens kon gered het, dan was al die fariseërs geredde mense. Dan was al die skrifgeleerdes geredde mense. Maar die skrif is baie duidelik, dat niemand deur die wet geregverdig kon word nie, daarom het God Christus doodgemaak, om jou lewend te kry. En nou gaan ons, wil hom terug na die mens van sonde in sy vlees, en die mens van sonde in sy vlees moet God tevrede stel. Hoe die duiwel kry ons dit reg? Met ander woorde, ek kan die hele doelstelling van God en sy doel, kan ek uit my lewe uithaal en sê, kom ons gaan terug na wat Moses gesê het. En kom ons vergeet die kruisiging, kom ons vergeet die opstanding, en kom ons vergeet alles wat Jesus gekom het om te maak, wat jy nie kon doen nie, om dit vir jou te doen, en dan gaan ons terug na wat ons moet maak, en dit nie gaan bereik nie. Daar is party predikers, en ek het dit voorheen gesê, wat God uit die lewe uit moet wegvat. Want hulle krippel die evangelie van die Here Jesus Christus. Hulle krippel dit. Efesiërs 3 vers 19. Ek weet ek het nou nie alles gelees nie, maar Efesiërs 3 vers 19. Luister baie mooi wat hy sê. Paulus het net een doel voor oë. Hy wil hê jy moet weet wie jy in God is. En ook sê in vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy kan vervul word, tot al die volheid van God. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Luister, in die vlees kon die volheid van God nie inwoon nie. In die vlees kon die volheid van God nie inwoon nie, want God is gees. En daarom moes God die vleesmens doodmaak, sodat die volheid van Godheid kan woon in hom wat in 'n posisie sit waarvoor God hom opgehef het. En dit is Paulus se doelstelling, dat ek en jy vervul kan word tot al die volheid van God. Wat verkies ons? En wat het God gesê van daai boom van kennis? Die dag as jy daarvan eet, sal jy doodgaan. Maar die boom van lewe wat oopgemaak is, die dag as jy daarvan eet, het jy die goddelike lewe in jou. So hoekom wil ons laat die vlees vir ons voorskryf? Chris, hoekom laat ek die vlees vir my voorskryf hoe goed ek in God is? Ek is gebore. Toe daai spies daar druk, toe word ek gebore uit water en uit gees. Toe word ek gebore uit water en uit gees uit. Ek is wedergebore as 'n nuwe skepping. 2 Korintiërs 5:17, 'n nuwe skepping. Ek is nie meer hierdie mens van die vlees nie. Hierdie mens van die vlees was in Adam.
Die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword en waar die gees van God is, daar is lewe. En omdat die laaste Adam my lewend gemaak het, lewe die gees van die lewendmakende God in my lewe. So wat wil ek my lewe aan toeskryf wat die vlees vir my sê? Want as ek my lewe inrig na wat die vlees sê, luister, as ek my lewe inrig na wat die vlees sê, het jy 'n sterfgeval op jou hande. En ek gaan nou by dit kom. Want dan moet God jou oordeel na wat jy in die vlees gedoen het. Ek gaan dit vir jou nou uit die skrif uitwys. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Die wêreld het 'n keuse gehad. Of die verlossingswerk, of die werk van Moses. En as jy die werk van Moses verkies bo die verlossingswerk van Jesus Christus, moet God die wêreld oordeel volgens die wet van Moses. En ek gaan dit vir jou nou wys. En weet jy wat hy gaan maak, Willem? Die dag as jy nou daar kom, want vir die kind van God is daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar hulle wat uit die wêreld uit is, sal God hom moet oordeel volgens wat in die wet van Moses geskryf staan. En weet jy wat sê hy? Kom ek vat jou werke, en kom ek vergelyk dit met my genade. En dan kyk ons waar pas jy in. Kom ek vat jou werke, en dan vergelyk ek dit met die genade van Jesus Christus op die kruis, en dan kyk ons, hoe kan jy jouself geregverdig kry, as daai selfde wet waarmee ek jou nou gaan oordeel, jou nooit geregverdig kon kry nie, hoe gaan jy geregverdig word, omdat jy die genade verwerp het? Esther, nou sê iemand vir my, as ek paaseiers eet, aanbid ek 'n afgod. Wie se stelling is daai? Godsene of die vleesmensene? Die vleesmensene. Nou sê mense vir my, ek aanbid 'n dag wat geskep is vir 'n vleesmens om 'n afgod te kan vereer. Nou wat die duiwel het ek as geesmens met die vleesmens te doen, met 'n mens wat God nie geken het nie? Hoe kan ek nou myself vereenselwig met daardie persoon? En hoe kan die dooie mens my oordeel wat klaar dood is? Eerlik my preek toemaak. Daar's 'n vrou, Paulus maak die voorstel, hy sê daar's 'n vrou. As haar man dood is, mag sy met iemand anders te trou. Alright? Maar as haar man lewe, moet sy aan haar man getrou bly. Maar hy sê, ons was aan Adam getroud. Totdat Jesus kom, nou behoort ons nie meer aan die Adam van die vlees nie, ons is met Jesus getroud, die een wat uit die dood het opgestaan het, wat aan die regterhand van God sit. Ek is getroud met my skepper. En daardie skepper mens kan nie veroordeel of geoordeel word volgens wat in Adam is nie. Hy kan nie geoordeel word volgens wat in Adam is nie. Adam is die vleesmens. Christus is die lewendmakende gees. En omdat ek van Adam geskei was deur sy dood, omdat ek van Adam geskei was deur sy dood, is ek aan Jesus Christus getroud wat lewendig gemaak is. So hoe kan ek nou voor God staan en sê, Here, ek het al die gebooie van die wet geonderhou, vergelyk my nou as 'n Adam mens met Jesus Christus se genade mens, en dan kan ek in die hemel ingaan. Man, hoe dom wil jy wees? Hoe dom wil jy wees? Hy het gekom om alles te vervul, die wet, die profete en die psalms. En nou kom ek by God uit
En nou sê ek, Here, die wet, die profete en die psalms is my voorskrif vir 'n lewe wat voorlê. Die lewe wat vir my en jou voorlê, is 'n dimensie wat aan die mens nie bekend was nie. Nou wil ons God indruk in 'n dimensie wat bekend was in die vlees. En is dit 'n wonder dat die kerk van die Here Jesus gebukkend gaan? Is dit 'n wonder dat die kerk van die Here gebukkend gaan onder leringe van duiwels? Want hulle skop 'n duiwel agter elke bossie uit. I'm going to be calm now. En nou sê hulle vir my, Dokkie, as jy nie die Sabbat onderhou nie, gaan jy dit nie maak nie. Is die mens vir die Sabbat of die Sabbat vir die mens? Is Christus ook van die Sabbat? Om Christus het hy gekom om die Sabbatsrus te vervul? Paulus, wat die mondstuk van God is, sê, as jy daai lewe wil hê, kom weg van Sabbate en nuwe maande. Kom weg van dit af. En feeste en spesiale dae, want dit is vervul in die mens van die vlees. En toe vat God en hy verhef hom bo al daai goede en hy plaas hom in 'n posisie. En jy wat deur dit dood was, vat hy en hy plaas hom in daai posisie waar hy self sit, sodat Sabbate, nuwe maande en Easter eggs nie inspraak in jou lewe het nie. Dit bepaal nie jou verhouding met God nie. Dit hang af hoe is jy gebrandmerk in jou eie gewete deur mense wat 'n lering leer na die mens van die vlees. Maar wat Paulus sê, as jy hierdie ding begryp, 2 Korintiërs, wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir hulle wat hom lief het. Man, as jy na die vlees wandel, kan jy mos nie daar uitkom nie. Want die mens, dis vir die mens bestem, wat geen mens gesien het nie, wat geen oor gehoor het nie, wat in die hart van geen mens opgekom het nie. Nou wil ek 'n mens toelaat om vir my voor te skryf, wat sê God aangaande my lewe, wanneer is ek heilig en wanneer is ek nie heilig nie. Die enigste een wat dit vir my kan sê, is daai dooie mens, wat met hierdie dooie mens in 'n verhouding sit, bo die leerstellinge van mense. En Paulus sê, maak oop jou ore. Jy moet vernuwe word in die gees van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, wat die welgevallige en wat die volmaakte wil van God is. Die wil van God is jou perfekte heiligmaking, en jou perfekte heiligmaking is verdien op die kruis van Jesus Christus, toe hy gesê het, ek sal hierdie vleesmens, hy sê die gees ondersoek alle dinge, selfs die dieptes van God, omdat niemand weet wat in God is nie, behalwe God self. Nou wil 'n mens vir jou heiligheid voorskryf. Ek sê nou moet 'n mens vir jou heiligheid voorskryf. Hy wat nie eers weet dat hy geheilig, gereinig en geregverdig is nie, wil vir jou voorskryf wat God sê. Omdat hulle toon dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. Hoor vanmôre,
which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing them witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Alright? In die dag wanneer God die verborgde dinge van Jesus deur Jesus Christus sal oordeel. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Paulus sê, ek het 'n evangelie van God ontvang. En as jy daai evangelie nie ontvang volgens die manier wat jou eie gewete jou nie oordeel nie, moet God jou oordeel volgens wat jou gewete sê volgens die wet, in ooreenstemming met die wet. Hoor vanmôre, ek het 'n evangelie, ek het van God gehoor en God sê, ek kan die wêreld wat my seun se evangelie nie aanvaar het nie, ek kan hom net op een manier oordeel. Sy gewete het hom aangekla, met wat in die wet geskryf is, en daarom moet ek daai wet vat en hom vergelyk met die genade wat ek hom aangebied het. En omdat die twee nie met mekaar vergelyk kan word nie, moet ek hom oordeel. Dis nie God se oordeel nie, dis ons keuse. Want ons wil die genade en die liefde van God vat, en ons wil dit vergelyk met die man wat in die vlees is. En die man wat in die vlees is doodgemaak. En nou wil ons wette vir 'n vleesman maak, wat nie bestaan nie. Daai man bestaan nie in God nie. Al wat bestaan is 'n geesmens wat hom manifesteer deur die vlees. En dis hoe hy God kan verheerlik. Maar die vleesmens kan nie God verheerlik nie. En ons wil dit net omdraai. Alright, kom ons lees nog een versie. Romeine 3 vers 20. Dan gaan ek afsluit. 3 vers 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Het jy gehoor wat ek sê? Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gedryf word deur die boom van kennis van goed en kwaad, gaan jy nooit die stem van die Gees van God hoor nie. Want die Here is die Gees. Luister, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is lewe. Nou as die Here die Gees is, en ek is die liggaam van daardie Gees, en ek is die tempel van daardie Gees, hoe kan ek dan die Gees van God vat en hom gelykstel aan die boom van kennis van goed en kwaad? Kan jy verstaan hoekom God ons die mense moet oordeel? Kan jy verstaan hoekom God sê, as mense die genade van God verwerp hy wat ek vir hom gegee het, en dan moet ek hom oordeel van wat sy eie gewete vir hom gesê het. En wat sê jou gewete vir jou? Jy arme sondaar. Maar wat sê die Gees van God? God is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is lewe. En God het die ou mens in sy vlees saam met Adam doodgemaak, sodat ons 'n nuwe skepping kan wees in Christus Jesus, waarin die Gees van die lewe van God sy woonplek kan kom maak. Hy het nie verniet gesê, ek kom om by jou te kom woning maak nie. Wanneer kom hy? Die oomblik as jy sê, die Here het gespreek, en ek glo, dan kan ek sê, kom Here Jesus, kom. Daar's mense wat die jaar 70 na Christus wil gebruik as die wederkoms van die Here.
Ons gaan eendag daaroor praat. Maar die jaar 70 na Christus is die vyand van God uit die weg uitgeruim, sodat die kinders van God die lewe van God in sy oorvloed kan hê. En daarom sê hy om die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. En God het daai boom van kennis probeer doodmaak. En die kerk van die Here Jesus wek daai boom van kennis van goed en kwaad uit die doodheid op. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade en vir die vrede. En baie dankie Vader dat wat ek kan sê, kan die Heilige Gees beter sê vir hulle wat die begeerte het om in die woord te delf. En ek sê vir die baie dankie daarvoor. Amen en amen. Ek wil hê ons moet vanmôre aan die tafel van die Here sit met hierdie oortuiging dat die mens van sonde het saam met hom gesterf. En wat opgestaan het, is 'n splinter nuwe skepping na sy beeld en na sy gelykenis. En daarom kan ek nie Christus vergelyk met die sonde van die wêreld nie. En as ek dit gebruik, dan sien ek my broer as mede-gesalfde, as mede-redder, as mede een wat ook die huis van Christus is, waarin God sy woonplek kan maak, sodat ons gemeenskap met mekaar kan hê. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, wat ons van alle sonde gereinig het, in sy volheid in ons liggaam kan woon. Kom ons staan vanmôre. Here, jy sê in die nag waarin Paulus sê in die nag waarin jy verraai is, het jy die brood geneem en het jy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, dit is 'n nuwe testament in my bloed. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Amen. Wie dan op onwaardige wyse hiervan eet en drink 'n oordeel oor homself. Alright? Kom vanmôre. Vader, ek seën dit, en ek dank U dat dit geseënd is, want dit is die bloed van die Seun Jesus Christus wat ons demonstreer. Sy liggaam moet gebreek is en ons gee vir U die eer daarvoor. Kom, kry vanmôre vir jou 'n glasie, en kry 'n stukkie brood, en eet dit vanmôre as iemand wat in oorwinning dit eet. Amen. Kom vanmôre.